Shalom maatjies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Vandag leer ons verder uit Papa God se woord. Maar wag, wat doen ons eers? Julle is baie slim. Ons gaan eers saam bid. Maak toe julle oogies maatjies. Papa God, baie dankie vir 'n heerlike week. Dankie dat U ons opgepas het, ons veilig gehou het. Papa, dankie vir elke maatjie wat vandag Storytyd luister. Seën hulle en help hulle dat hulle altyd sal weet hulle is baie spesiaal vir my en baie spesiaal vir U. In Jesus naam. Amen. Vandag se Storytyd gaan oor Farao se drome. Vandag se Storytyd gaan oor Farao se drome. Maatjies, julle onthou nog wat laasweek gebeur het, nê? Nee? Josef se boetie het hom aan handelaars verkoop. Wel, die handelaars het hom na Egipte gevat. En daar het hulle hom in die tronk gegooi. Shame, hy het eers niks verkeerd gedoen nie. Maar Josef het geweet, maak nie saak waar hy is nie. God is altyd by hom. En so het hy ook vir ander mense in die tronk vertel van Papa God. Een van die mense wat saam met hom in die tronk was die Farao se skinker. 'n Skinker is iemand wat druiwesap vir die koning of vir die leier ingooi. Die skinker het 'n droom gehad. Hy sê hy het gedroom dat hy druiwe pluk en dit in Farao se beker uitdruk. Hy vra toe vir Josef, "Wat dink jy beteken dit?" Papa God het toe gehelp dat Josef weet wat beteken die droom. Josef sê toe vir hom, "Jy gaan weer Farao se skinker wees as jy uit die tronk uitkom. Moet asseblief nie vergeet van my as jy buite is nie." En 'n paar dae later word die droom waar. Die skinker word uit die tronk uit vrygelaat. Maar maatjies, hy het nie onthou van Josef nie. Tyd het aangestap. Farao het toe begin snaakse vreemde drome kry. In die eerste droom het hy gedroom van 7 vetkoeie en 7 maarkoeie. Die maarkoeie het die vetkoeie opgeëet. En in die ander droom het Farao 7 gesonde plante gesien en 7 verdroogde plante. Die droë plante het die gesonde plante ingesluk. Farao was baie de mekaar en het dit glad nie verstaan nie. Farao het al die wyse manne in die hele Egipte laat roep om vir hom te kom help en sê, wat beteken hierdie eienaardige drome? Maar nie een van die slim manne het verstaan nie. Toe onthou die skinker dat Josef sy droom uitgelê het en hy vertel vir Farao dat Josef sal kan help. God het natuurlik elke tree saam met Josef gegaan. Josef met God se hulp vertel toe vir Farao wat beteken die drome. Vir 7 jaar sal daar genoeg kos wees. Daarna kom 7 jare van droogte, waar daar nie genoeg kos sal wees nie. Maatjies, Farao was verskriklik in sy skik met Josef. Hy het gesê Josef is baie slim en toe maak hy hom 'n leier in Egipte land. So wat is die les van hierdie Storytyd? Maatjies, die les is, ons moet altyd onthou dat God by ons is. En Papa God kyk altyd na ons. Al voel dit partykeer vir ons omstandighede voel soos 'n tronk, is Papa God nog steeds met ons. Maatjies, onthou asseblief, Juffrou Jolie wil graag by julle skool of julle kerk kom kuier. Ons doen ook poppekas wat heerlike vermaak is. As julle van Storytyd hou, gee vir Juffrou Jolie 'n duimpie op
en teken in, dan sal julle weet as ek 'n nuwe storie opsit. Baie Jesus liefde maats, tot volgende week waar ons verder reis deur die Bybel. Shalom.